Toets die skrif, deel 1. Wie kan 'n siel loskoop uit die mag van die doderyk? Baie mense vorm eers hulle eie siening en probeer dit daarna uit die skrif bewys. Hulle sê maklik, toets my, maar hulle gebruik dan slegs sekere verse of gedeeltes wat by hulle eie siening pas, terwyl ander skrifgedeeltes geïgnoreer of buite konteks verklaar word. Vir iemand wat die skrif in sy geheel ken en bestudeer, is dit duidelik dat sulke leerstellings nie ooreenstem met die volle konteks, die deurlopende openbaring en die sentrale boodskap van die skrif nie. Die hartseer is dat baie van hul volgelinge selfs nie die woord van Jahwe deeglik ondersoek nie. Hulle is teen op die uitleg van mense en aanvaar dit as waarheid, eerder as om self die skrif te ondersoek en te toets of hierdie dinge werklik so is. Gevolglik word menslike misleiding makliker as die waarheid aanvaar, terwyl die woord van Jahwe op die agtergrond geskei word. Daar is 'n goue draad wat reg deur die skrif loop en dit wys dat Jahwe self sy volk sal kom verlos. Die eerste woord in Genesis is in die begin, dit wil sê Bereshith in Hebreëus. En as ons net na daardie woord kyk, dan sien ons reeds die goue draad. Die bet is 'n huis of 'n tent. Resh beteken hoof, alef, os. Shin, tande, verteer, vuur of oordeel. Jod is hand. Taf, merk, teken en verbond. As ons dit alles saamsit, dan kry ons bet, Jahwe berei 'n huis of 'n volk vir homself voor. Resh, daar is 'n hoof of met ander woorde 'n koning. Alef, die Almagtige tree op. Sonde en oordeel word aangespreek. Jod, deur sy hand werk hy versoening. Taf, dit word bevestig deur die verbond. Nou baie interessant, deur wie se hande was die verbond gesluit en die sonde of dood aangespreek gewees? Deur Yeshua. Yeshua het verlos. In Genesis 3 vers 15, net na die sondeval, gee Jahwe reeds die eerste belofte van verlossing. Dit wil sê, hy sal die kop vermorsel. Nie iemand anders nie, hy self. En dan, baie belangrik, die verlosser sou uit die saad van die vrou kom. Nie uit die saad van 'n man nie, maar uit die vrou. En hier begin die messiaanse lyn. Nou wie is die hy wat sal kom om die Satan se kop, sy mag te verbreek, of dit wil sê te vermorsel? Sal dit 'n mens wees? Jesaja 35 vers 4. Kyk julle Elohim kom, hy kom self en verlos julle. Dit is waarskynlik een van die duidelikste uitsprake. Nie hy stuur iemand anders nie, maar hy kom self. Dan Jesaja 43 vers 11. Ek is Jahwe en buiten my is daar geen verlosser nie. Jesaja 45 vers 21 tot 22. Daar is geen ander Elohim buiten my nie, 'n regverdige Elohim en verlosser. Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflik is dit op die berge, die voete van hom wat die goeie boodskap, dit wil sê die evangelie van Yeshua bring, wat vrede aankondig, wat goeie tyding bring, wat heil, dit wil sê verlossing verkondig. En dit is wat die disippels gedoen het. Hulle het die goeie boodskap van die verlossing verkondig wat Yeshua kom bewerkstellig het. Wat aan Sion sê, jou Elohim is koning. Wie is koning? Yeshua gaan koning wees. En dit is wat die valse profete ook erken en aanvaar. Hoor jou wagte, verhef die stem, tesame jubel hulle, want hulle sien van aangesig tot aangesig hoe Jahwe na Sion terugkeer. Dit wil sê, hulle sal Jahwe self weer sien, hy sal weer eens terugkeer na Sion. Breek uit, jubel tesame, pynhope van Jerusalem, want Jahwe het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Jahwe het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies en al die eindes van die aarde sal die heil van ons Elohim sien, Immanuel Elohim met ons. Nou hierdie hele gedeelte is deur Yeshua vervul. Hulle het Yeshua, hulle koning gesien. Dit was Jahwe self wat gekom het, hom aan sy volk geopenbaar het, maar die volk is te blind om te sien. En Jahwe, Jodai Waf, hy beteken kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Julle sal opkyk en sien na wie julle deurboor het. Wie is deurboor? Nie die Vader nie, Yeshua was deurboor. En hier in Jesaja 59 vers 20 kom Jahwe as verlosser dat Jakob hulle bekeer van oortreding. Yeshua kom om die volk van hulle sondes te verlos. Matteus 1 vers 21. Nou baie interessant, sien ons hier in Jesegiel 34 vers 11 en 12, sal Jahwe self vir sy skape sorg. Let wel, red en versamel.
Maar Yeshua het gesê, hy is die goeie herder en hy kom red die wat verlore is en sy eie lewe aflê vir sy skape, let wel, vir die wat hom ken. En so kom die verlosser, ons koning op 'n donkie en hy word deurboor, dit wil sê, Jahwe self kom en hy bring verlossing. Kom uit die vrou se saad, vermorsel die kop van die slang, dit wil sê, hy verbreek die mag van die doderyk, waaraan Adam en Gawa of Eva ons verbind het, en hy bring verlossing. Nou wat lagwekkend is, wat hierdie valse profete kwytraak, is om te sê dat Yeshua maar net 'n mens was. En dit is nou nogal interessant, dan om te sien, dat die hele skrif dan net van Yeshua getuig het. Want selfs sê Yeshua, die wet en die profete het van hom getuig. Wow, dan is hy 'n spesiale mens en waarlik aanbiddingswaardig, as die hele skrif net dan oor hom gegaan het. Self ook die feeste. Soos ons gesien het, was Yeshua alreeds te siene met sy verlossingsboodskap in die heel eerste woordjie in die Bybel, naamlik Genesis Bereshith, in die begin. As hy dan 'n mens was hy dan 'n baie spesiale mens en so vereer mense hom dan as 'n menseprins, waar die skrif self sê om nie op 'n menslike prins te vertrou nie. Want Slim van Zyl beweer, Yeshua was mos net uit Josef se geslag gebore, nie uit 'n maag nie, en is van die geslag van Dawid. Dus is hy 100% mens volgens hom, en nou vertrou hulle op 'n mens om hulle te red van die mag van die dood en die doderyk. So wat sê die skrif as ons nou die skrif gaan toets? Psalm 118 vers 8. Dit is beter om by Jahwe te skuil as op wat? Die mens te vertrou. So hulle vertrou nou op Yeshua as 'n mens. Dit is beter om by Jahwe te skuil as om op prinse te vertrou. Dit wil sê op menslike konings. Psalm 146 vers 3. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Let wel, daar is geen verlossing as jy op 'n mens vertrou nie. Daar is geen heil nie, geen verlossing nie. Sy gees gaan uit, so die man sterf. Hy keer terug na die aarde toe, so dit is wat met elke mens gebeur, hy keer terug na die aarde. Op die dag is dit met sy planne gedaan. Hy sê, welgeluksalig is hy wie se hulp die Elohim van Jakob is, wie se hoop is op Jahwe, sy Elohim, wat hemel en die aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou hou tot in ewigheid. Let wel, hierdie Elohim het die hemel en die aarde gemaak. Die skrif sê Yeshua het dit gemaak. Interessant is dat alles deur Yeshua ontstaan het, en dat hy die eerste is, maar die valse profete sê Dawid was voor Yeshua, en soos die mense Yeshua as seun van Dawid noem, sê Yeshua vir hulle, hoekom noem Dawid Yeshua dan Jahwe, of met ander woorde meester? Dis 'n belaglike redenasie van hierdie klomp mense. Yeshua sê self ook, hy was daar voordat Abraham bestaan het. Dit wil sê, hy was nog lank voor Dawid, was hy alreeds daar. Dit gaan my verstand te bowe hoe mense sulke goed kan kwytraak en hoe ander dit kan glo. So wat sê die skrif nog vir mense wat dink Yeshua was maar net 'n mens? Jeremia 17 vers 5, hy sê, so sê Jahwe, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van Jahwe afwyk. Geseënd is die man wat op Jahwe vertrou en wie se vertroue Jahwe is. Jesaja 2 vers 22. Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is, want hoe min is hy werd? So 'n mens is min werd, is niks werd nie. Dis as jy beweer dat Yeshua 'n mens was en jy vertrou nou op hom om jou koning te wees in die vrederyk, is jy vervloek. En soos Yeshua tereg gesê het, sal daardie vervloektes in hulle sonde sterwe. Hoekom? Want 'n mens kan jou nie uit die doderyk verlos nie. Kom ons kyk nou mooi wat Psalm 49 vir ons uitwys. Let wel, die Ou Testament, dis nie die leenpen van die skrywer soos die valse profete altyd beweer nie. Soos hier in vers 7, vertrou hulle op hulle eie vermoë, en dan vers 8 is baie belangrik. Niemand, dit wil sê geen mens nie eers Dawid se seun nie, kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan Elohim sy losprys nie gee nie, want die losprys vir hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie.
Dan kyk ons na vers 13. Maar die mens wat in aansien is, hou nie stand nie. Hy is soos die diere wat vergaan. Dit is die weg van die wat op hulle self vertrou, en van hulle volgelinge wat in hulle woorde behaag het. Sela. Nou hierdie valse profete word so verhef deur sy volgelinge wat in sy woorde 'n behaag het, dat hulle enige iets vir hom sal doen, selfs sal hulle mense aanval of doodmaak vir hom, sodat hy net op sy podiumpie sal bly. So wat sal met hierdie mense en hierdie persoon van aansien gebeur? Vers 15. So skape word hulle bestem vir die doderyk. Die dood is hulle herder, want hulle verwerp Yeshua, wat hulle herder moet wees, nee. En die opregtes heers oor hulle in die môre. En hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie. Hulle bly in die doderyk en sal in hulle sonde sterwe, want hulle vertrou op 'n mens om hulle uit die doderyk te verlos. Wie alleen kan hulle loskoop? Vers 16. Maar Elohim, dit wil sê God, sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem, Sela. Wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdal agter hom aan nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe en prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed doen. Tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders, tot in ewigheid sal hulle nie die lig sien nie. Yeshua wat die lig is, nee. Die mens wat in aansien is, en geen verstand het nie, hulle definitief nie verstand nie, in die skrif nie, is soos die diere wat vergaan. Nou hierdie aansienlikes en sy volgelinge sal vergaan soos die diere, en so sal hulle in hulle sonde sterwe, want hulle bespot Immanuel, Elohim met ons, Elohim wat ons self kom verlos het uit die mag van die doderyk, en so sal hulle in hulle sonde sterwe. Want hulle ken nie hulle herder, hulle Elohim nie, en hulle vertrou op mense prinse om hulle te red. So kom ons kyk of 'n mens hulle uit die mag van die doderyk kan verlos, of hulle verlosser die slang se kop sal vermorsel. Nou as hierdie boodskap meer lig op hierdie onderwerp geplaas het, dat Yeshua nie net 'n doodgewone mens was nie, deel asseblief hierdie plasing met die wat so besoedel word deur hierdie valse profete wat in aansien is, dat ons hulle kan waarsku. En as jy 'n broer uit die doderyk kan red, is jou hande skoon van hulle bloed, en so bedek jy menigte van sondes. As jy stil bly, is hulle bloed op jou hande. Staan op en veg vir die waarheid. Jahwe soek opregtes van hart, nie lafhartiges nie. In deel 2 gaan ons bietjie kyk hoe hulle siening ten opsigte van Yeshua as mens deur die mat val en nie in konteks van die skrif sin maak nie. Bly asseblief ingeskakel en volg Pausebox Ministries om die notifikasies te kry van ons nuwe video's. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.